Almagtige Hemelse Vader, met dit kom raak ons dan nou stil voor die voete, en ons bid, Here, dat U elkeen van ons sal vervul met die Gees. Ons bid, Here, dat U ons ontvanklik sal maak vir vandag se boodskap. Seën asseblief ons by mekaar wees. Ons is hier, Here, omdat ons graag wil luister en wil leer vir dit wat U aan ons wil bied. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Aan al die kykers en luisteraars wat inskakel by vandag se opname, ook baie welkom aan elkeen van julle. Ons bid dat dit vir julle ook 'n besonderse en 'n geseënde geleentheid sal wees, soos ek glo vir elkeen van ons hier in die banke. Vriende, ons bevind onsself definitief nou in die ontknoping van hierdie pastorale reeks. Ons staan vandag stil by die 9de poort uit die 10 poorte wat ons na gaan kyk. En ter inleiding lees ek graag vir ons die volgende 2 teksgedeeltes. Die eerste ene vind ons in Openbaring 22 vanaf vers 12 waar daar staan: Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môrester. Die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom, en elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. En daarmee saam kyk ons na 1 Tessalonisense 5 verse 1 tot 6 waar Paulus skryf: oor die tyd en die omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf nie, broers. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou. En niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Vriende, terwyl hierdie 4 belangrike aspekte wat ons elke Sondag vir mekaar net ter inleiding noem op die skerm verskyn, wil ek vir julle 'n storie vertel. So klompie jare terug het ek vir my 'n treadmill aangeskaf, so as dit nou ek nou moet hardloop en dit reën buite, dan kan ek nou op die treadmill ten minste oefen. En die eendag klim ek op die treadmill en ek begin stadig hardloop, maar die lyf voel goed, alles, die spiere en die bene en alles voel lekker, en ek besluit toe, maar kyk, ek gaan nou die ding begin al hoe vinniger stel en al hoe vinniger stel en al hoe vinniger stel. Later aan hardloop ek op daai treadmill soos Henny hulle se honde daar op die plaas, nee, daai windhonde. Ek laat loop. Maar intussen is Emily, my huishulp, besig om te stryk in die kombuis. En soos dit mos nou maar gaan in die lewe van 'n strykyster, is daar 'n punt wat hy besluit hy gaan breek. Hy gee nou in. En toe die strykyster op daai spesifieke dag besluit, dis nou klaar, sy leeftyd kom tot 'n einde, toe sit hy sommer die hele erf se krag af. Nou, ek dink nie ek hoef dit vir julle te skets verder nie, maar julle kan dink. Terselfdertyd is ek besig om die revolusies van die treadmill op te stoot en my huishulp onder leiding met die strykyster laat die krag druk. Julle weet hoe lyk 'n man wat op 'n stilstaande treadmill so vinnig as wat hy kan hardloop. Dit was die gevolg. Van daar af, elke keer as ek op 'n treadmill klim, of as iemand na my toe kom om van die treadmill gebruik te maak, sal ek vir hulle altyd sê, pas op. Ek is 'n praktiese ervaring daarvan.
Die krag kan enige tyd afgaan. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Die krag kan vir enige iets net besluit. 'n Kabel wat ontplof of wat ook al. Hardloop altyd. As jy op die treadmill klim, gebruik hom en stap en draf altyd op so 'n manier op, omdat as die krag met eens onverwags afgaan, dat jy voorbereid is daarvoor. Dat jy nie ook, soos ek, amper 'n gat deur die muur voor jou deur die gebou hardloop nie. En is met hierdie twee teksgedeeltes en hierdie beeld wat ek sopas geskets het, vriende, wat ons dan vervolgens draai na die 9de poort in ons reeks. En vandag se teksgedeelte is dan vers 29 in Nehemia hoofstuk 3, waar ons lees: Sadok, seun van Immer, het die volgende stuk, die reg oor sy huis herstel. En Semaja, seun van Sekanja, en opsigter van die oospoort, het die volgende stuk gebou. So die poort waarby ons vandag stil staan, die 9de poort in ons reeks, is dan die oospoort, of hy het ook bekend gestaan as die oostelike poort. Nou as ons vlugtig net kyk na die agtergrond van hierdie poort, voor ons by die pastorale aspek daarvan uitkom, sal ons sien op ons kaart, dat die oospoort lê net so entjie noord van die perdepoort, ook in die oostelike kant van die stad ingebou in die oostelike muur. En hierdie poort staan tot vandag toe bekend as die goue poort, of is in Engels the Golden Gate. Nie Golden Gate hier nie, maar Golden Gate met die poort van die tempel, of van die stadsmuur. En daar word beweer dat dit by hierdie oospoort was, waar Jesus op die donkie se rug ingekom het op Palmsondag. As ons Matteus 21 lees, die eerste 11 verse, dan handel dit juis oor die skare mense wat vir Jesus daar ingewag het, met klere en palmtakke. So dit was by hierdie oospoort waar Jesus heel moontlik ingekom het, agter op die donkie se rug, volgens die eerste 11 verse van Matteus, en dan was dit ook deur hierdie poort wat hy dan daarna na die tempel toe beweeg het, wat hy die tempel gaan reinig het, as 'n mens verder lees, Matteus 21 vanaf verse 12 tot 18. Nou, voordat 'n mens by die pastorale simboliek van hierdie poort kan uitkom, is dit belangrik dat ons net eers by die gebeure wat op Palmsondag plaasgevind het vir 'n oomblik stil staan. Nou vriende, 'n mens kan begin deur die vraag af te vra, maar waarom? Waarom het die mense in so groot getalle by hierdie poort bymekaar gekom? Waarom het hulle die palmtakke van die palmbome afgebreek en dit op die pad neergegooi en selfs van hulle klere uitgetrek het en die pad neergesit, sodat Jesus en die donkie daaroor moes loop en daarop moes trap? Wat was die rede daarvoor gewees? Wel, die antwoord is eintlik eenvoudig. Op daai oomblik, daai stadium, daai gebeurtenis, het hulle vasgeglo dat Jesus hul verlosser is. Sy koms het vir hulle bevryding simboliseer. Sy koms het vir hulle 'n nuwe begin beteken, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe lewe, 'n nuwe wêreld, 'n nuwe huis, 'n nuwe verhouding met God soos nog nooit tevore nie. Jesus was vir daardie mense, wat almal daar in die stadspoort vir hom gestaan en gewag het, Jesus was hulle bron van hoop gewees. Onthou, hulle het dit nie baie goed gehad onder die regering van daardie tyd nie. Die regering het hulle geweldig onderdruk. Hulle was gedurig op hulle knieë gewees vir een of ander vorm van bevryding, van verlossing, en hier kom Jesus aan, en hulle het vasgeglo, hy is hulle nuwe toekomsvooruitsig, hy is hulle bron van hoop, hy gaan vir hulle die verlossing en die bevryding bring. Ja, ons weet dat hulle interpretasie aangaande Jesus Christus verkeerd was, want hulle het gedink dat die Messias 'n politieke figuur, 'n militêre leier sou wees, wat sou kom en die keiser sou kom ontroon het. Maar op die ou en as ons kyk na die dieper betekenis van Jesus se koms daardie dag op Palmsondag, dan het hy eintlik tog
Al hulle begeertes, al hulle wense, al hulle behoeftes wat hulle gehad het, het hy vervul. Maar dit was nie op 'n politieke en militêre wyse gewees nie. Dit was op 'n baie meer dieper, geestelike, goddelike, heilige wyse vervul, deurdat hy gedien het as 'n geofferde lam. En nou kan ons 'n entjie verder gaan. En ek het nog 'n prentjie, dis nou die prentjie wat gaan vir my een terug. Een terug. Nee, een vorentoe. Ek wil juist na die skare kyk. Die vraag wat ons onsself vervolgens moet afvra, vriende, as 'n mens hierdie klomp mense sien wat daar staan, dan moet 'n mens jouself vra, maar wie is hulle? Wie is elke man en vrou en kind wat daar staan met die palmtakke wat hulle so in die lug hou? En weet jy wat, vriende, ek het terwyl ek so op Google na die foto gekyk het, ek gaan inzoom op hulle gesigte. En die eerste beeld wat by my vasgesteek het, was die van Paulus wat hy sê in 2 Korintiërs, dat ons almal van ons, is maar soos nietige kleipotte. Hoe ouer die kleipot word, hoe meer krake en barste en chipmerkies kry hy. En daai mense wat daar staan, is almal soos ek en soos u. Mense met chipmerke, mense met krake, mense wat oor die lewe al vele uitdagings moes ervaar. Maar tussen hulle is daar ook mense wat dalk vasgevang is in een of ander trauma, en dis waar dit so mooi aansluit by ons reeks. Tussen hulle is daar persone wat heel moontlik honger is, wat nie kos het nie. Tussen hulle staan daar dalk mense wat siek is, wat gediagnoseer is met 'n siekte waarvoor daar nie behandeling is nie. Tussen hulle staan daar mense wat arm is, mense wat oorlaai is met bekommernisse, wat vasgevang is in angstighede, persone wat alhoewel hulle hier tussen 'n skare mense styf teen mekaar staan, is hulle eintlik afgesonder, want hulle is verwerp. Hulle word nie deur die samelewing aanvaar of erken nie. Hulle word verstoot, hulle word uitgestoot, hulle is nie belangrik nie. Daar word op hulle neergesien. Daar is mense wat gebreke het, mense wat werklik swaar kry, mense wat nie werk het nie. En so kan 'n mens hierdie lys eienskappe toeskryf aan die gekraakte en gechipte en gebarste mense wat daardie skare vorm. Maar weet jy wat, vriende, ten spyte van die uitdagings wat hulle in hulle lewe moet trotseer, dalk op 'n daaglikse basis, wat vir hulle keer op keer trane tot gevolg het en slapelose nagte tot gevolg het hulle almal in daai poort by mekaar gekom, want Jesus was op pad. Jesus was hulle toekomsvooruitsig. Jesus was hulle hoop. Hulle het vasgeglo dat Jesus se koms hulle omstandighede sou kom verander. En van daar af kan ons dan oorbeweeg na die geestelike pastorale betekenis van die oospoort. Vriende, en ons het dit gesing in ons liedere tot nou, dit gaan oor die koms van Christus. En vir ons in die jaar 2025 val die fokus spesifiek op die Here se wederkoms. Daardie belofte wat hy vir ons gee in die hemel, in sy skrif, dat hy eendag sal terugkeer. Hoe het hy gesê vir sy disippels in Johannes 14? Ek moet gaan om vir julle plek voor te berei, maar moenie bekommerd wees nie. Ek gaan terugkom en ek gaan julle kom haal. Ek sê julle nooit soos weeskinders alleen laat nie. Ek gaan terugkom, ek gaan julle kom haal, sodat julle eendag kan wees daar waar ek is, en dit sodat julle saam met my eendag in die teenwoordigheid van die Hemelse Vader tot in alle ewigheid kan verkeer. Die oospoort simboliseer die koms, die wederkoms van Christus. En as ek en jy ons lewe herbou
vanuit 'n traumatiese ervaring wat ons gehad het. Dis goed om in 'n verhouding met Christus te tree. Dis goed om te kyk na jou geestelike versorging. Dis goed om terug te keer na die ou weë van aanbidding. Dis goed om seker te maak dat jy gevul is met die lewende water. En so kan ons deur al die aspekte van die poorte tot nou toe gaan. Al daardie poorte moet in jou muur wees. Maar vir 'n persoon wat homself herbou, moet hy die poort van die wederkoms ook in sy stadsmuur hê. Want daardie poort wat op die koms van Christus dui, moet juis die bron wees wat vir ons hoop gee, moet juis daardie fondasie wees wat vir ons opgewondenheid en vreugde bied. Dit moet die poort wees wat vir my en vir jou in die oggend die krag gee om te wil opstaan. Wat vir my en vir jou die motivering gee om die nuwe dag in te gaan. Want ons het iets om na uit te sien. Ons het iets wat vir ons wag. Ons het iets wat vir ons kom. Toe ek hierdie preek voorberei, kon ek nie anders as om te dink aan Leanne en Divan. As hulle weet, Kersfees kom, kan hulle nie wag om die slaapies af te tel vir die geskenke wat kom in die gebeurtenis van Kersfees. En as Leanne of Divan 'n tand trek, kan hulle nie wag om in die bed te gaan klim, om die volgende oggend wakker te word vir daai geldjie wat die tandemuis gaan bring nie. Daai opgewondenheid dryf hulle, dat hulle nie meer kan wag nie. Jy kan sommer sien, dit maak hulle bly, dit verander hulle hele lewensingesteldheid, met die wete van dit wat kom. En as ek en jy die wederkoms, die koms van Christus as deel van ons identiteit maak, en ons besef, wat vir ons voorlê, dan sal daai hoop, sal daai opgewondenheid, sal daai vrede ons outomaties ook meer help om uit hierdie gat van depressie, mismoedigheid uit te kom. Want met eens is jou gedagtes nie meer gefokus op die slegte, die donker, die negatiewe nie. Jy het met eens hierdie positiewe aspek wat vir jou motiveer, wat vir jou trek, wat jou help vorentoe gaan. Jesus sê tydens die bergrede, sê hy vir die skare en vir die disippels wat daar staan, sê hy vir hulle, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit kan verniel, waar diewe dit kan steel nie. Fokus eerder daarop om vir julle skatte in die hemel bymekaar te maak waar diewe dit nie kan steel nie en mot en roes dit nie kan vernietig nie. En hier is dit net so van toepassing. Persone wat baie keer besig is om uit 'n traumatiese gat uit te beweeg, kry vir hulle sekere aspekte waarom hulle begin fokus, wat vir hulle vreugde en hoop en positiwiteit moet skaf. Die probleem is baie keer maak ons van aardse goed gebruik. Ons dink ons finansies, as ons finansies kan verbeter, dan gaan my lewe verbeter. Of as ek net vir my 'n meisie of 'n ou kan kry, dan gaan ek uit my gat uitkom. Of so kan ons die lys van goed noem. Die probleem met aardse goed, om jou vreugde en jou opgewondenheid en jou hoop in aardse goed toe te skryf. Vriende, niemand van ons is verseker dat jy dit gaan kry nie. Niemand van ons is verseker daarvan dat jy dit môre nog gaan hê nie. Daarom sê die Here, moenie jou hoop en jou toekoms vooruitsig en jou vreugde en dit wat jou trek deur die lewe aan aardse goed toeskryf nie, want dit is tydelik. Vandag is dit nog hier, môre is dit nie meer daar nie, en die kans is goed dat hierdie aardse goed gaan jou teleurstel, en dit gaan nie vir jou die vreugde en die geluk gee wat jy nodig het, om deur hierdie lewe te kan kom nie. Maar hy sê, soek eerder jou skat. Wat sing ons? Soek alleeers die koninkryk van God. Dis die belangrikste ding. Maak seker dis in jou stadsmuur. Dis jou vooruitsig waarop jy gefokus is. Dan sal jy gevul wees en gevul word met 'n vreugde en 'n hoop en 'n opgewondenheid wat jou sal help staande bly deur elke uitdaging. Dit sal jou help om ook uit die donker put uit te kom waarin jy dalk of vir 'n kort tydperk of vir 'n baie lang tydperk tot dusver vasgesit het. Verander jou denke. Hoe sê die Here ook vir ons in sy skrif? Verander jou denke. Hou op fokus op die negatiewe. Hou op vaskyk teen die slegte. Wend jouself aan om nie te begin dink, maar maak seker daai denke fokus op die koms van Jesus. En mag dit jou opgewonde maak. Mag dit jou hele lewensingesteldheid verander. Nou interessant is ons na die volgende foto toe gaan, met die oom wat lyk asof hy 'n sampioen op sy kop het.
In die jare 1500s het die Turke beheer gevat oor Jerusalem. En die man genaamd, en ek sukkel met die uitspraak, Suleiman die Grote of Magnificent, as iemand weet, kan julle vir my die regte uitspraak omgee na die tyd. Hy gaan toe en hy begin die stadsmure van Jerusalem herbou, dis nou in die 1500s. En hy was nog besig met die bouproses, toe begin daar 'n gerug onder die Jode in die stad rondbeweeg, dat die Messias, onthou, hulle glo nie dat Christus die Messias was nie, hulle glo die Messias moet nog kom. So terwyl hierdie man toe nou besig is om die stadsmuur te herbou, begin daar 'n gerug onder die Jode deur die stad rondgaan, dat die Messias op pad is. En hierdie Suleiman roep toe al die, of baie van die Joodse rabbies bymekaar om bietjie hulle uit te vra hieroor, en hulle toe nou hierdie gerug beamoen, en hulle toe teksgedeeltes aan hom voorgehou, soos byvoorbeeld Psalm 118, vanaf vers 25 tot 27, waar ons lees, red tog Here, gee tog voorspoed Here, prys hom wat in die naam van die Here kom, ons seën julle uit die huis van die Here is God, hy skenk ons die lewe, begin die fees, wuif die takke, gaan tot by die horings van die altaar, en dan Esegiel 43, verse 1 tot 5, daarna het die man my na die poort toe gebring, wat oos gekyk het, hier kom die oospoort, né? Daar sien ek toe die magtige verskyning van die God van Israel uit die ooste uit. Die stem van die Here was soos die gedruis van baie waters, en sy magtige verskyning het die hele aarde verlig. Die gesig wat ek gesien het, het ooreengekom met die gesig wat ek gesien het, toe ek die verwoesting van die stad moes aankondig, en ook met die gesig wat ek aan die Kebar rivier moes gesien het, Ek het platgeval, die magtige teenwoordigheid van die Here het deur die oospoort na die tempel toe beweeg. Toe het die Gees my opgetel en my na die binneste voorhof toe gebring. Die tempel was vol van die magtige teenwoordigheid van die Here. Hierdie gebeurtenis wat ons hiervan lees, het plaasgevind in Matteus 21. Ek glo dit gaan weer ook met die eindtyd weer gebeur, maar hier lees ons die realisering van die profesie, reeds gemaak in die Ou Testament, van die Messias, wat by die oospoort ingekom het. Nou ek sê weer eens, die Jode het nie hierin geglo nie. So toe hierdie gerug nou begin die rond te doen, onder die Jode, dat die Messias gaan binnekop deur die oospoort inkom, wat doen hierdie man toe? Hierdie Suleiman gaan, en hy gaan bou toe die oospoort toe. Ek het 'n foto saamgebring van die oospoort, hy is toegebou. En om nog verder seker te maak dat die Messias nie deur daardie poort sal inkom nie, het hy toe 'n moslem begrafplaas net buitekant die stadsmuur geplaas. En sy siening was, geen Jood sal homself ontreinig en ontheilig om deur 'n moslem begrafplaas te loop om by die oospoort in te kom en so die Joodse verlossing te bring nie. As ek die Engelse woord kan gebruik, hy het dit alles gedoen om die Jode te spat. Vriende, dis hier waar 1 Tessalonisense 5 inkom. En as ek 'n praktiese voorbeeld in vandag se dae kan gebruik, en ek is amper klaar. Het jy al by iemand in 'n groepie gestaan, en dan vertel die persoon vir jou, hoe baie geld hy spandeer het om die sekuriteit rondom sy huis of sy erf op te gradeer. Hy het nou kameras, en hy het alarms, en hy het beams, en hy het dit en dat en die en daai en so en so en so. En dan is daar iemand anderste in die groep, daar's mos altyd so ou, wat dan op dit sal antwoord en sal sê, ja broer, maar jy moet nou onthou, as 'n dief wil inkom, dan sal hy inkom. Nee? En dan kan jy sommer met een sien in die gesigsuitdrukking van die ou wat nou net hierdie lange lys goed vertel het van hoe hy sy erf opdateer het, hoe jy kan sommer sien sy batterye word net daar pap gemaak met die uitspraak. Maar dis presies wat 1 Tessalonisense 5 vir ons probeer sê. Die Here gaan kom. En 'n toegeboude oostelike poort gaan hom nie keer. Die oprig, die vestiging van 'n moslem begrafplaas gaan hom nie stop nie. Die Here het beloof hy kom en dit sal realiseer. Maar hier kom die belangrike vraag.
En daarmee maak ek vandag klaar. Is jy gereed? Is jy gereed vir die onverwagse terugkeer van die Here? Is hierdie poort al in jou stadsmuur? Is hy al ingebou? Lewe jy al met die hoop en die vooruitsig en die vreugde dat die Here enige tyd kan terugkom? Of is jy op hierdie stadium iemand wat die poort probeer toebou en nog 'n begrafplaas daarvoor probeer sit en die uitstel van die Here nog probeer terugdruk? Here, asseblief nog nie nou nie, ek wil nog 'n paar rand maak. Here, asseblief nog nie nou nie, ek wil nog 'n bietjie meer ekstra eiendom hê. Here, asseblief nog nie nou nie, ek wil nog 'n paar kwalifikasies net eers in die hande kry. Here, asseblief, ek wil net nog 'n paar jare geniet saam met my vriende en my familie ensovoorts. Het ons 'n to-do list wat ons probeer eerder op fokus? Of is ons gereed as die Here nou kom? Nou. Of ons lewe kom tot 'n einde nou? Is ons gereed? Is daai poort ingebou? Daarmee sluit ek af. Die oospoort simboliseer die koms van Christus. Hy kom. Ons weet nie wanneer nie. Hy kom. En as ons werklik ons lewe nie wil herbou op 'n gesonde wyse, moet ons seker maak dat die vooruitsig, die uitsien na die wederkoms, dat dit deel vorm van ons nuwe identiteit. Want dan kan ons ook, soos daai skare mense destyds in die oospoort gestaan het, kan ons ook met opgewondenheid palmtakke in die lug hou en bly wees en uitsien na ons verlosser wat ons gaan kom haal. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, vanoggend kom bid ek namens elkeen wat hier in die banke sit. Mag niemand van ons omkant gevang word met die aanbreek van u wederkoms nie. Mag niemand van ons op hierdie stadium nog 'n lewe leef wat dit probeer uitstel van ons kant af nie. Poorte probeer toebou en begrafplase probeer plaas om u onverwagse koms te probeer keer nie. Maar mag ons eerder onmiddellik daarop fokus dat ons in ons geestelike identiteit die oospoort in ons muur ingebou het. Die oospoort wat vir ons hoop gee, 'n toekoms vooruitsig gee en daarmee saam ook vreugde en opgewondenheid. Here, so baie van ons op hierdie stadium sit in 'n donker gat want ons gedagtes bly die hele tyd fokus op die donker en die negatiewe. Maar kom help ons deur middel van die inbou van hierdie poort dat ons gedagtes die kognitiewe sal verskuif weg van die negatiewe na die positiewe. En dat hierdie positiewe hoop ons dan ook so sal help om ons emosionele, psigiese situasie waarin ons vasgevang voel te kan kom verlig. Dankie vir die wete dat u ons nooit as soos kinders, weeskinders alleen sal laat nie en dat u ons sal kom haal. En mag dit by elkeen van ons 'n kinderlike vreugde en 'n kinderlike opgewondenheid skep dat ons nie kan wag vir die dag wanneer u ons kom haal nie. Intussen, seën asseblief die week wat voorlê, help ons dat ons steeds sal bly voortgaan met ons verantwoordelikhede en al ons doen en late, en seën ook asseblief elkeen van ons se geliefdes. Ons bid dit in u naam alleen. Amen.